Ek dink ek wil begin deur net te sê die 3 fokuspunte wat ons vir die volgende sê nou maar 5 jaar het is vir hande vat oor dink is meer sendelinge. Ek self sal dalk nog so tot ek 70 is kan bedien, so daar's nog so 9 en 'n half jaar oor. Dit was 10, nou net so kort tydjie terug. Weet gaan so vinnig dat mens moet begin dink en mense begin in plek kry. En ek noem dit nou want ek dink ons kan almal saam bietjie dink ook daaroor. Dan die vestiging van 'n Christelike denkpatrone, die kontras van die huidige wêreldbeeld en die goed wat ons nou saam met Robbie ook gesels is 'n ander fokus wat ons in die kerk ook op 'n begelei half en saam met hulle pad loop om te ontdek hoe doen mense dit beter. Want baie goed het deur die mat geval. Ek dink ook in ons opleiding as sendelinge en oral is dit so 'n skaars onderwerp om regtig, maar dit is 'n sensitiewe onderwerp soms partykeer om oor wêreldbeeld te praat en om dit op 'n mooi manier te doen, kry mense nie altyd die inligting nie. So dit is vir my baie belangrik en dan die ander fokus is kinders. Kinderontwikkeling, dit is nou maar net so dat veral as jy 'n nuwe transformasie en wil bewerk, is dit net die regte plek om te begin. Jy kan nie op 'n ander manier regtig gemeenskap verander. Ek het probeer, jy kan probeer so tussendeur. Dis die ou F9. Ek kan nie daai goed wegkry. Dan wil ek net so vinnig deur 'n paar wat voor van Februarie maand af die 3 uitreike wat ons gehad het, die een saam met Marie en Durbanville Versig se man en daar's ons span, die dominees en die ouderlinge wat saam met ons gery het. Met ons Mavago gaan besoek het en eers Interlagos, hier soos die kindertjies by Interlagos. Ek wil net so 'n paar foto's wys om net so 'n bietjie te wys hoe lyk dit en waar ons werk. Die kerkie daar by Interlagos, daar het ons Jesus film gewys en die besoek daar by Fritz, Fatima is die vrou hierso aan die linkerkant sit wat ook 'n groot rol gespeel het in daai bediening in Kwamba. Ek gaan net nou 'n bietjie daaroor sê. En dan by Fritz ook die mense die huisbesoeke gedoen en hierso by die ouderling wat die Bybel wat betrokke is by die Bybel se vertaling en die opname van die audio. Daar het hy ook nou die Bybeltjie vasgehou en daarvandaan is ons na Lesinga toe, die nuwe bediening daar waarvoor ons ook baie kan bid, waaroor Sikenono, waaroor Stellenbosch en Durbanville Versig ook gaan praat. Hierdie geboue waar ons die besoek afgelê het word verkoop. So die kerk soek nou 'n nuwe terrein en sovoorts. Hierdie was 'n klein gemeentetjie wat begin het en Dominee Islats is nou al reeds daar. Hy sê daar's reeds 2 nuwe gesinne bygekom. Dan natuurlik Sikenono, hier bid ons saam. 'n Baie diep ervaring ook gehad van saam by die Here hoor dat ons wil eintlik meer op Sikenono bereik. En hier bid ons saam dan vir die werk. En Dominee Cesar het ook heel emosioneel geraak op daai oomblik vir die werk en dan by Mavago. Ons het doen baie ook oor die wêreldbeeld en ander toerusting daar gedoen en hulle het altyd die mense wat daar sit is nie net van die gereformeerde kerk nie, hulle kry mense ook in van ander kerke leiers wat saam met ons selfs. Hierdie is die groepie wat ons toe nou vinnig by aangegaan het in Kwamba. Ek gaan nou so probeer wys, hierdie man is die leier daar, as julle kan sien daar, hy is die leier, hy doen tronkwerk en sovoorts. Hierdie meisie hiervoor, sy het 6 jeuggroepe in die dorp, wat sy soos omtrent elke dag 'n ander groep wat sy 'n disippelskap pad met hulle mee loop. So jonk as wat sy daar is. En dan so aan die ek kan nou nie nou mooi sien nie, maar die ander is 'n meisie aan die regterkant en dan ook hierdie seentjie hier voor kom na die byeenkomste toe ten spyte van ouers wat hom mishandel as hy kom. Maar daar's 'n ongelooflike werk. Hulle het al meer as 2000 jong mense daar bereik ook.
En die geskiedenis daarvan is baie besonder, nou nie tyd om daarop in te gaan nie. Ja, natuurlik op pad terug, Benedette saam afgegaan in Junie maand, het sy moes sy afkom vir mediese ondersoeke en so aan, en daar het sy begin siek word, maar hulle het niks opgetel nie, en sy saam met ons terug. Ek sal net 'n bietjie meer sê van dit, en natuurlik nou ons dominees opleiding, en dan som net weer 'n voet van die kerk, waar dit begin het in die gereformeerde kerk in Milanji, sy erediens. Hier is 2 Duitsers wat ook as sendlinge daar optree, en al 2 gaan nou weg. So ons het werk in die algemeen met onttrekking van sendlinge. So dis hoekom dit vir my nogal belangrik is. Ek is sommer net een van die spinnekoppe daar, julle sal hulle ken na Milanji. Hierdie erediens is gehou deur die jeug in die gemeente toe ek nou daar was, en toe ek met die fiets weer teruggekom het, agter op die fiets gery in die taxi na Malawi, en toe weer opgery het vir die volgende besoek. En hierso is waar die Rian Terblaan, sal julle sien, sit daar by die tafel saam met David Chifungu, Davidson Chifungu, wat in die Veritas 4de kursus aanbied. Toe hulle graduasie plegtigheid, en hulle is vreeslik lief vir die seremonie daarvan, en dis sommer net waar dit uitgedeel is. En toe nog die jeugkonferensie, en ons begin om met die jeug te gesels, baie die jeug in kontak met God is die opskrif van hierdie jaarsin gewees. Hulle kom so met die fietsse, en dan sit hulle die kerk vol. Nou dis nou jeug van verskillende gemeentes wat saamkom, en die meeste van hulle is eintlik leiers in hulle kerkies en hulle prayer houses, sal ek nou maar sê. En ons kon baie eerlik en reguit ook met hulle praat, en ten spyte daarvan het hulle gesê asseblief ons moet dit jaarliks doen. Toe het ek vir Benjamin ontmoet, hy het toe toevallig ontmoet, hy het groot geword saam met ons seun Sias. Hulle daar al om die huis gespeel, en toe sê nee, maar hy wil hê ek by hulle ook 'n draai kom maak. En dit was presies op 'n tyd waar 'n ander program gekanselleer is. Toe kon ons nou daar ook ooreenkomste maak. En toe het ek Molumbo toe gegaan. Ek kan nou nie die agtergrond gee nie, maar dit was ook baie nodige besoek. Haar speel 'n dogtertjie nou maar net, en hulle wou nie hê ons moet loop nie. Hulle daar bly sing en dans, en so ons op die ou en daar moet weggaan. En ek het by hierdie mense gebly by hulle huis, baie besonder is die sekretaris van die gemeente en sy vrou aan die regterkant is ek. En die kinders, sy hele erf is altyd vol kinders. En toe het ek Benjamin se kerkie gaan besoek, en dis nou sy kerkie wat ek besoek het, wat hy in die dorp begin het, maar hulle het 'n stuk of 6 ander kerkies buite wat ons nie daar kon by uitkom nie, maar dis nou jare het hy gebid saam met sy vrou vir 'n kinders, hy het 2 miskrame gehad, en toe het hulle hierdie dogtertjie gekry. En toe was dit ook nou die synodale vergadering, en ja, ek dink ek gaan dit daar los. So al wat ek nou vir voorbinding wil bysê, hy is nou tydens die dominee se opleiding. Ek gaan nou, ekskuus, hy gaan nou binnekom is terug. Iets het daar nou verkeerd geloop, ek dink nou opspring vir hom, want ek wil net by die gebedsverskoon, en ek wil net hier kom by, toe ons saam met Benedette afgekom. Sy sou ook vandag iets voorberei het, maar dit gaan nie goed met haar nie. Sy lyk my, hulle het, al wat ek weet, hulle het toe nou kanker in haar longe ontdek, hulle bestraal haar rug, en haar is fout met haar niere ook. En sy is baie bekommerd oor daai groepie kinders van haar wat in Makuba agter moet bly, en sy is hierso in Panorama Kliniek, hulle is, daai 6 kinders, ja. Hier is nou 'n foto van hulle, behalwe Kina wat nou nie by is, die oudste een wat. Die een wat die meeste student, is nie daar. Sy is nie daar nie, en dan ook die een daar agter is ook nou Isak wat nou ook medies studeer. En dan hierdie is 'n bietjie 'n ouer foto natuurlik. Dis nou nie van nou nie. Dan vir voorbidding wil ek net sê ons dit net maar bid vir sendlinge en dan die wêreldbeeld goed en die fokus op kinderontwikkeling, jeugte kan bereik. En dan die kerk se fokus ook
wat skuif na Christus fokus toe binne die kerk. Nie net 'n kerk fokus nie, maar Christus fokus. Wat baie met die wêreldbeeld te doen het, 'n werklike verhouding met die Here, Christendom in die gemeenskap, wat die gemeenskap transformeer, en dan bid vir ons sendlinge. Ek wil net dit ook noem, ek dink dis 'n opdraande werk. Daar's baie spanning betrokke. Van die sielkundiges reken om so te bly. 'n ander kultuur het 3 maal die spanningsvlak wat 'n normale spanningsvlak behoort te wees. Net 3 maal. Ja, 200 is die maksimum wat jy eintlik moet hê, en hulle het hom op 600 geklassifiseer, soos 3 maal meer. Dis baie hoër risiko's in die kinders van sendlinge, bid vir hulle ondersteuning, gesondheid, aanpassings. Jy's onverstaanbaar vir jou eie mens. En ek dink ons moet net dit 'n slag weer op die tafel sit. Kom ons bid vir ons sendlinge en die mense wat daar is. Jou eie mense verstaan jou al baie keer nie meer nie, want ja, en huwelike en persoonlike verhoudings is onder druk baie keer. En dan vir jou verhouding met die Here en op die regte pad te bly. Ek bedoel mens raak geïsoleerd baie keer. Jy kry 'n klomp idees en jy doen 'n klomp goed, maar jy wil graag op die regte pad bly en jy kry nie altyd die insette om daarvoor nie. En jy wil kreatief bly. Jy wil nie nuwe goed begin. Jy wil nuwe goed doen. Jy wil nie net in ou patrone funksioneer nie, want jy moet ontdek wat werk en wat werk nie. Maar dan wil jy ook nie foute maak nie. En as jy foute maak, en ons doen baie, hoe om my foute te verwerk en te erken en dan natuurlik werk mens met verwagting vir ondersteuners wat nie altyd dieselfde verwagtinge het nie, en moet dit hanteer. En daar's talle weerstandiges in die gemeenskap wat jy mee werk. Jy kry dit altyd. As jy dit nie kry nie, is daar fout iewers. Jy kry hulle altyd. En jy het baie teleurstellings. Ons het geduld nodig. En ons wil ons saamwerk om meer mense daar betrokke te kry. So ons wil uitbrei met ons bediening. So ek wil net dit ook vir 'n slag op ons gebedslys weer herinner daaraan om vir die goed te bid. Dankie Herman. Wie nou? Kyk, ek is betrokke by die Ekumeniese Sinode wat nou die noordoostelike 4 provinsies dek. So ek gaan altyd saam met die sinode, hulle bepaal watter gebiede, watter sendinggebiede en wat nodig is om te doen met elkeen van hulle besoeke. En onder oor hele 4 provinsies. Ons kan ook sê dis daar waar ons Malawi afgesny word in die punt op. Ja, oos van Malawi. Ja, oos van Malawi. Daai punt.